Dankie dat jy by ons aansluit vir die erediens van die NG Kerk vir Karasburg. Dit is vir Sondag 10 Desember 2023. Mag u ook hierdeur, wanneer ons 'n bietjie verder kyk na gebed, daardeur bemoedig word en aangesterk word, om ook saam met die ander gelowiges ook die Here te loof, te eer en te prys. Kom ons begin deur saam te bid. Ons dank U Hemelse Vader vir hierdie geleentheid om net weer, Here, ook na U boodskap te luister, ook rondom gebed, soos wat ons nou die afgelope paar keer gedoen het, en net weer te besef, Here, dat ons tyd saam met U is eintlik kosbaar. Mag ons ook leer vandag hoe om dit saam met ander ook so op te bou. Wees met ons, laat ons verstaan, Here, en dit vir ons alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons lees saam uit Psalm 57, vers 7 tot 11. 'n net het hulle gespan vir my voete, hulle het my neerslagtig gemaak. Hulle het 'n vangkuil voor my gegrawe, hulle het self daarin geval. My hart is standvastig, o God, my hart is standvastig. Ek wil sing, ek wil lof sing. Word wakker, my gemoed, word wakker, harp en lier. Ek wil die dagbreek wakker maak. Ek wil U dank onder die volke, my Heer, ek wil U besing onder die nasies, want groot, tot aan die hemel, reik U troue liefde, tot by die wolke is U waarheid. Ons lees tot sover, en net 'n fokus daarso op vers 9, wat sê, ek wil die dagbreek wakker maak. Nou, ons het die afgelope paar Sondae na gebed gekyk en baie dinge daaroor geleer. En dit is baie belangrik, want gebed, soos wat ons ook gehoor het, is die hoeksteen vir die funksionering van ons geloofslewens. Dit is belangrik, want die toekoms, ook vir ons gemeente, is iets wat redelik onseker is. En vir ons, om altyd die regte rigting te vind, moet ons elke liewe dag en alles wat ons doen in gebed verkeer. Psalm 57 kom gee nog 'n baie duidelike prentjie van hoe gebed in een van die verskillende areas in ons lewens kan en eintlik moet funksioneer. En dit gee maar net een area, maar ons sal na ander teksverse ook vinnig kyk om die meeste van die areas te dek. En daarom die opskrif van vandag se boodskap is 'n gebed in verskillende areas van my lewe, en dit is deel 1. Nou die eerste area in 'n mens se lewe is waarskynlik jou persoonlike gebedslewe. Hierdie een is dalk vanselfsprekend. En tog is dit 'n area wat heelwat Christene dalk ook afskeep. As ons persoonlik wil aanhou groei in ons Christendom, dan moet ons 'n gereelde persoonlike gebedslewe hê. As ons ophou bid, dan begin ons spoed verloor, momentum verloor. Amper soos wanneer jy sou ophou om diesel in die bakkie te gooi. Dan gaan 'n tyd kom wat dit net gaan staan. Nou, in die baie dele van die wêreld en ook in 'n groot gedeelte hier in die suidelike punt van Afrika, het Christendom 'n tradisionele godsdiens geword, wat eintlik vol rituele geword het en eintlik min pulsende lewe het. In ons al vinnig wordende moderne lewenstyl vind mense dit al hoe moeiliker om 'n persoonlike gebedslewe in stand te hou. En dan praat ons nie net van 'n vinnige opskiet of 2 minute gebed nie, ons praat van 'n diepe soeke en 'n dors na God in gebed. En hoe meer gevorderd die samelewing word, hoe meer afleidings is daar wat ons besig hou. En dan word ons verlei. Verlei want ons dink ons het minder tyd vir gebed. Waar eintlik as jy meer tyd aan gebed spandeer, is die res van die dag net soveel beter. En die enigste manier om nie hierdie afleidings in hierdie afleidings te verval nie, is om die belangrikheid van ons daaglikse gebed in te sien. Ons dag moet met gebed begin. Want dan reageer God en dra dit ons deur die dag, deur alles wat dan gebeur. God hou daarvan om in ons harte te beweeg vroeg in die oggend. Psalm 57 vers 9 sê Dawid, ek wil die dagbreek wakker maak. En dis 'n stelling wat hy weer herhaal in Psalm 108. En albei hierdie verse wys dat Dawid vroeg in die oggend opgestaan het om tyd saam met die Here deur te bring. Dawid wat 'n man na God se hart was. En nie net het hy gebid en gesing nie, hy het ernstig gesoek na die Here in sy gebede. Hoor byvoorbeeld hoe skryf hy dit in Psalm 63 vers 2 tot 5. God, U is my God. Ek soek na U, my siel dors na U. My liggaam smag na U in 'n droë, uitgeputte land sonder water. En so het ek uitgesien na U in die heiligdom.
om U krag en glorieryke teenwoordigheid te ervaar, want U troue liefde is beter as die lewe. My lippe sal U roem, so sal ek U prys in my lewe, in U naam sal ek my hande ophef. Om die waarheid te sê, beloof God dat die wat dit 'n gewoonte maak om hom te soek, sal hom vind. Soos die Here dan ook sê in Spreuke 8 vers 17, wie my lief het, het ek self ook lief, en wie my soek, sal my vind. Om God in die oggend te soek, gee ons 'n geleentheid om die dag reg te kan begin. Wanneer ons dag saam met God begin in gebed, dan ontvang ons sy leiding en sy wysheid op 'n spesiale manier. Jesaja vertel in Jesaja 26 vers 9 dat hy in die vroeë oggendure God se geregtigheid leer ken het. Deur hierdie tyd saam met God in die oggend deur te bring, berei God jou op verskeie maniere voor vir dinge wat dalk vir ons voorlê in die dag. Jy gaan die dag binne met God binne in jou gedagtes. Jy gaan die uitdagings van die dag tegemoet met die liefde, die geduld, die genade en die wysheid van God. En belangrik, saam met die Heilige Gees van God. En hierdie tyd met God is nie net gebed nie, maar dit sluit ook in die lees van die Bybel, die sing, die luister na en die kuier saam met God. Selfs wanneer ek die Bybel lees, want gewoonlik lees ek dit met die doel oor wat ek dalk vir ander daaruit kan leer, so dan moet ek hard konsentreer om net weer te fokus, maar wat sê God vir my? Waarmee wil God dalk vir my bedien? En dis in die oggendure, wanneer ons gedagtes nog skoon is voor die dag begin, dan kan ons die beste na God luister en op hom fokus. Maar daar is ook 'n sê ding wat nogal baie waarheid insteek, dat gesinne wat saam bid, bly saam. Families who pray together, stay together. En reg oor die wêreld is daar soveel dinge wat besig is om ons tyd eintlik as families as ware te steel. En die TV is seker een van die grootste sondebokke. Dit raak moeilik net om saam te eet, wat nog te sê van saam bid. Satan is ook baie besig om die egskeidingssyfer op te jaag. En die enigste antwoord hierop is gesinsgebed. Interessant was daar 'n studie hier in die laat 90er jare wat gekyk het na egskeidingssyfers in Suid-Afrika, wat op daai stadium 1 uit elke 3 huwelike was. Ek glo dis al heel wat meer vandag. Maar wat hulle ook gevind het, is dat waar die man en vrou gereelde kerkgangers was die egskeidingssyfer 1 uit elke 57. En nog beter, waar die man en die vrou elke dag saam gebid het, was die egskeidingssyfer 1 uit elke 500. So ons sien nogal die waarheid van hierdie stelling in daai studie wat gedoen is, se syfers. Gesinsgebed sluit ook in die sing en die lees van die Bybel. 'n Eerlikheid en 'n openheid is ook nogal 'n baie belangrike deel daarvan. Met sulke tye moet ons kinders die geleentheid gee om juist dan ook openlik met ons te kan gesels oor die dinge in die lewe, oor hulle uitdagings, hulle probleme en hulle ervarings, oor geloof en ook hulle ervarings daarvan. En op hierdie manier hou ons die kanale van kommunikasie oop tussen ons en ons kinders en bring ons hulle nader na 'n eerlike verhouding. Sielkundiges sê selfs ook nou dat die gesin die laaste bastion vir ons kinders vandag is. En deur hierdie eerlike kommunikasiekanale oop te hou, maak ons kinders ook sterker teen die aanvalle van die duiwel. Dit is waar ons hulle kan leer oor God, waar ons staaltjies kan vertel van hoe die Here in die verlede ook die pad saam met ons gestap het en hoe hy voorsien het of beskerm het of wat ook al. En dit maak hulle sterker teen die verskillende valse gelowe en ander ideologieë wat daar buite is. Leer dat ons juis die spasie en die geleentheid skep waar hulle kan praat oor die dinge. En soos wat God aan ons wys, die dinge waarvoor ons moet bid in ons lewens, moet ons dit deel met mekaar as 'n gesin saam in gebed. Want hoe anders gaan ons kinders leer om hulle probleme dalk ook oor te gee aan die Here, as ons nie die voorbeeld en die ervaring daarvan saam met hulle deurgaan nie. Stel jou voor 'n gesin wat elke dag saam in gebed begin. Een van die kinders skryf dalk die week 'n toets, en hierdie uitdaging van die kind word dan as ware die uitdaging van die gesin in gebed. Wanneer daar dus saam gebid word die Here gevra om die kind by te staan, sodat hy goed kan leer en goed kan doen in die toets. Of die kind is dalk besorg oor 'n maatjie wat nie vir Jesus ken nie, en dan bid die gesin saam daaroor. Die vrou het dalk ander bekommernisse oor oupa se gesondheid, en dit word dan ook deel van die gesin se bekommernisse wanneer hulle elke oggend saam daarvoor bid.
Sulke geleenthede bring 'n gesin saam as 'n eenheid, wat nie sommer gebreek kan word nie. Nie eers te praat van die gebedsdissipline wat jy by jou kind inbou nie. En die deposito wat jy in hom of haar geloofslewe instort nie. Dit gee net vir hulle daai werklike ervaring van God is deel van my lewe in alles wat gebeur. Maar wanneer ons as 'n gemeente saamkom op Sondag vir 'n erediens, dan is dit eintlik 'n ongelooflike groot geleentheid waar ons as Christene ook kan saam bid oor sake. Jesus sê in Matteus 18 vers 20 dat wanneer 2 of 3 om sy naam vergader, dan is hy daar in hulle midde. En net in die vorige vers 19, sê Jesus dat as 2 van ons sou saamstem op aarde oor enige saak wat ons dalk mag vra, dan sal ons dit kry van ons Vader wat in die hemel is. En as gemeente is daar natuurlik ook baie dinge waaroor ons saam kan en moet bid. Maar waarheid is een van die opdragte in die Bybel is dat ons vir ons regering moet bid. As ons hom nie hierin sou gehoorsaam wees nie, dan gaan ons seker die regering kry wat ons dan verdien. En daarom bid ons vir ons president, vir ons leiers, want as daar enige iemand is wat iets daaraan kan doen, dan is dit net God. As gemeente bid ons hier saam vir die evangelie, vir die koninkryk van God, vir die oorlog wat woed, vir die gelowiges in die res van die wêreld wat dalk verdruk word, vir ons dorp en die dinge wat vir God naby in die hart lê, vir ons as gemeenskap. Ons weet tog, soos God ons beloof in Matteus 18, dat wanneer ons as gemeente hier saamstem oor die dinge, as 'n eenheid saam bid tot God, dan weet ons, God hoor ons. Hy hoor die opregtheid van ons harte. 'n Geleentheid waar Christene saam met opregtheid en liefde saam bid, skep 'n sterk eenheidsgevoel en besef dat ons saam met mekaar en saam met God ook hier op ons dorp op pad is volgens sy wil. Die Bybel sê, 1 gelowige sal 1000 op vlug laat slaan, en 2 sal 10.000 laat weghardloop. Dink net wat kan gedoen word as 'n hele gemeente vol gelowiges so sou saam bid. Die mag en krag is buite ons verstaan. En dan lees ons ook in Jakobus 5, waar ons aangemoedig word om te bid in verskillende situasies, waar selfs uitgenooi word om die gemeente te betrek by ons gebed. As iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente roep, sodat hulle vir hom kan bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olyfolie gesalf het. En dan, so 2 verse verder, die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. Maar dan is daar ook gebed in klein groepe. Jy weet, een van die interessante opmerkings wat 'n mens maak, wat Lukas vir ons in Handelinge 2, 5, 6 en selfs 20 gee, sê Paulus in Romeine 16, is dat die gemeente in Jerusalem 2 verskillende byeenkomste gehad het. Daar was die gewone groot samekoms by die tempel gewees, 1 keer 'n week waar daar saam gesing, gebid en geleer is, maar dan was daar ook gereelde byeenkomste eintlik elke dag van huis tot huis. En wanneer hierdie klein groepe bymekaar gekom het, was dit as ware die kerk in aksie. Dis waar die omgee van mekaar plaasgevind het, waar daar vir mekaar gebid is, bygestaan is. Mense het in kleine groepe by hulle huise bymekaar gekom. Nou, in baie van ons gemeentes werk ons met wijkstelsels, en wyke vervul hierdie stelsel van klein groepe, wat gereeld by mekaar moet kom, en mekaar ondersteun en vir mekaar moet bid. Ons wyke is veronderstel om groepe te wees waar mense nie net op 'n vriendskapsvlak met mekaar nader beweeg nie, maar waar mense veral dan ook geestelik mekaar bedien, mekaar verstaan en aanvul. Wanneer iemand in die wijk siek is, dan moet daardie wijk daardie persoon dra, daai gesin bystaan en help. En vir hom of haar gaan kuier en persoonlik vir die persoon dan ook bid. Wanneer jy in jou geloof 'n krisis ervaar, gaan jy nie sommer 'n behoefte hê aan iemand wat nie 'n vriend is nie. Nee, jy gaan juis iemand opsoek op 'n geestelike vlak wat daar vir jou iets kan beteken. Mense wat naby jou is. Iemand wat saam met jou sal bid wanneer jy vertel oor die groot uitdaging wat jy dalk hierdie week het. Iemand wat saam met jou sal bid voordat jy ingaan vir 'n mediese ondersoek of operasie. Met ander woorde, iemand wat nie net sal sê, hoorie, ek hoop dit gaan goed met jou nie, maar iemand wat daar en dan ook iets sal doen deur vir jou te bid. Saam met jou sal bid wanneer jy bekommerd is oor een van jou kinders. Iemand wat saam met die res van die wijk ook sal bid vir iemand in hulle wijk,
wat dalk nie die Here ken nie. Iemand sal dalk vir jou sê, maar dominee, dis nie hoe die mense hier is nie. Nou wel, ek gee nie om nie. Want as hulle Christene is, dan is dit hoe dit veronderstel is om te wees. En dit kan so wees. God sou nie hierdie opdrag aan ons wyke gegee het, as dit onmoontlik was nie. Dis juis moontlik, omdat hy sy gees aan ons gestuur het, en in en deur ons werk. God verander ons om meer en meer soos hy te wees. En dit kan so wees. Al wat dit vra is dat ons sal leef soos wat God wil hê ons moet leef. Ons moet begin om vir God en vir mekaar te leef, eerder as om net die hele tyd vir jouself te leef. Ons moet begin om ontslae te raak van die liefdeloosheid wat dalk daar in gemeentes is. En ja, party mense staan ander maklik baie keer by in moeilike tye, maar dis dalk elke keer net as vriende. En selfs die gelowiges kan dit baie goed doen. Maar die vraag is dit op 'n geestelike vlak? Gaan ek na my buurman of buurvrou toe en bid saam met hulle? Bemoedig ek hulle uit die woord? Want as ek dit nie doen nie, dan is dit maar net soos die ongelowiges normale vriende. As iemand daardie geestelike behoefte het en die enigste persoon aan wie hulle kan dink wat hulle kan help is die dominee, dan beteken dit die wyk doen nie wat God van hulle verwag nie. Stel jou voor, jy gaan in vir 'n noodoperasie. En elke dag is daar mense uit jou wyk wat jou besoek, wat jou bemoedig en vir jou by die bed kom bid. Hulle help die res van jou gesin met etes, hulle help die kinders om by die skool te kom en gaan haal hulle of wat ook al. En deur die hele proses word jy bygestaan deur vriende, maar spesifiek deur geesgenote. Jy word liefgehê, jy word bemoedig en die pad word saam met jou gestap waarin jou geloof versterk word, omdat hulle die hele tyd God in die teenwoordigheid inbring in die situasie deur te bid en te bemoedig uit die woord uit. En jy het nie meer bekommernisse oor die gesin by die huis nie, want jy weet jou wyk het jou en hulle lief en deel God se liefde en omgee elke dag ook daar. En dis iets wat nie werklik deur die hele gemeente gedoen kan word nie, maar dis juis iets wat deur die wyk rondom jou as ware die kerk kan wees van God in aksie, deur jou selgroep, deur jou vriendegroep of deur jou wyk of wat ook al. Ek dink God roep ons op om in ons wyke te begin leef soos Christene. Mense wat lief is vir mekaar, wat omgee vir mekaar en daar is vir mekaar, maar nie net as vriende nie, maar juis ook in die geloof as broers en susters van God. Nou, ons gaan nie vandag tyd hê om die ander areas van ons lewens te dek nie, ons sal volgende keer daarna kyk. Maar mag ons gehoor gee aan die woorde, die uitnodiging van Psalm 34 vers 4 wat sê, maak saam met my die naam van die Here groot. Ja, laat ons saam sy naam verheerlik. Amen. Kom ons bid. Ons dank die Here dat daar so verskillende baie areas in ons lewens is waar gebed kan funksioneer. Van ons persoonlik tot en met die gemeente en Here hoe ons daardeur u liefde en genade kan ervaar. En daarom bid ek vir gesinne, Here, dat hulle sterk individue sal wees wat persoonlik ook moeite maak met hulle gebed. Maar so ook in die gemeente en so ook in die kleiner groepe. Mag ons daardeur u naam verheerlik, maar mag ons ook daardeur u kerk opbou tot geestelike volwassenheid. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die Here sal u gebede verhoor, u bystaan in nood en met u wees oral waar u gaan. Amen.